Goeiemôre geliefdes. Ek wil sommer hier aan die heel begin vir julle sê, ek bid dat die Here in sy genade en liefde by julle sal wees en dat julle ook in vanoggend iets van sy vrede en vertroosting sal ervaar. Ek wil veral vir julle Doreta, Hendrik, Alet en Charlene, kinders van Tannie Elbie sê, mag julle ook regtig die Here se nabyheid beleef. Ook aan die kleinkinders wat hier is vandag, Lizelle en Fia en Richard, en dan ook die wat nie hier kan wees nie, Sunita, Stian, Marcel en Natasha. En aan die res van julle wat hier is, familie en vriende, sterkte en seën ook vir elke een van julle. Kom ons open met 'n gebed. Almagtige Heer en Hemelse Vader, as ons vanoggend op hierdie wyse bymekaar is, dan is dit met 'n stuk hartseer in ons harte, Here, 'n stuk verlange na iemand wat vir ons baie beteken het. 'n ma, 'n ouma, 'n vriendin. Here, ons kom bid dat U vir ons vanoggend sal vertroos en versterk, dat U weer vir ons U vrede sal gee. Ons bid, Here, ook met 'n stukkie dankbaarheid in ons harte vir die lewe van Tannie Elbie. Dankie vir dit wat sy vir elke een beteken het wat hier is, vir al haar kinders en kleinkinders. Dankie, Here, dat ons ook op 'n manier haar lewe kan vier en dit wat sy ingebou het in elke een se lewe oor die jare. Ons bid, Here, dat haar gedagtenis in ons almal sal voortleef en dat ons met blydskap en vreugde sal terugdink aan dit wat sy vir ons beteken het. Seën vanoggend se diens, mag ons hiervandaan later huis toe gaan met die vrede waarvoor ons net nou ook gebid het. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Baie jare terug, seker so 82 jaar terug, is Tannie Elbie iewers gedoop. En sy is gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. By daai geleentheid het die Here vir haar gesê, of sy dit al verstaan het of nie, jy is myne. By daai geleentheid het die Here haar reeds op haar naam geroep en vir haar gesê, ek is vir jou lief. En dis vanuit hierdie verband wat sy deel geword het van die liggaam van Christus, dat ons ook vanoggend van Tannie Elbie afskeid neem. Mag ons sy vrede beleef. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en dan sing ons die eerste lied saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en spreek en
Ek is die Heer, ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Julle kan maar weer sit. Geliefdes, die teks wat ons lees vanmôre is uit Jesaja 43, die eerste 7 verse. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elke een wat na die naam, my naam genoem word. Elke een wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Liewe familie en vriende, die teks begin, of in die teks, is daar hierdie ongelooflike woorde. 2 keer word daar vir ons gesê, moenie bang wees. 2 keer word daar vir ons gesê, ons kan maar ontspan. Daar word vir ons gesê, ek het jou gevorm, ek het jou verlos. Nog mooier, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ek ag jou hoog. Vir my een van die mooiste stukkies in hierdie hele teks. Want sien, as ons mooi gaan kyk na hierdie teks in die Hebreëus, dan staan daar letterlik, ons is God se kroon. Ongelooflik mooi. En dan sê hy, ek het jou lief. Watter wonderlike, treffende woorde en taal word nie in hierdie paar woorde vir ons meegedeel nie. Dit is goed wat die Here vir Israel sê in ons teks.
Dis merkwaardige woorde, veral as ons verstaan dat Israel op hierdie oomblik in ballingskap is. Hulle is ver van Jerusalem af. Die tempel lê in stukke. Hulle voel God het hulle versaak, God het sy rug op hulle gedraai. Hulle voel selfs in 'n sekere sin, God is dood. Hy is verseker, so het hulle geglo, nie by hulle in Babel nie. Om dan hierdie woorde van hierdie gedeelte in sulke omstandighede waarin Israel hulle self bevind het, te hoor, wel wetende dat hulle in die gemors is, omdat hulle in 'n sekere sin erg droog gemaak het, moes in 'n sekere sin 'n klomp emosies in hulle losgemaak het, 'n warboel van gedagtes by hulle meegebring het. Emosies van hartseer oor dit wat hulle beleef waar hulle is. Dalk selfs ook 'n bietjie blydskap om te hoor, wel, die Here het ons, lyk my, nie vergeet nie. Verlange om weer terug te gaan Israel toe, terug te gaan na die tempel toe, terug te wees in die teenwoordigheid van die Here. En veral omdat hulle waarskynlik by hulle self gedink het, hulle verdien nie hierdie mooi, vertroostende woorde nie. Hulle dalk selfs met 'n klompie skuldgevoelens geworstel terwyl hulle hierdie woorde gehoor het. En tog kom die Here na hulle toe, ten spyte van alles, en hy sê vir hulle, Israel, jy is my kroon. Ek het jou lief. Jy is myne. Ek ken jou naam, ek het jou op jou naam geroep. Ek weet wie en wat jy is. En tog, bly wat ek vir jou sê vandag, Israel. Bly dit staan. Dit verander niks aan hoe ek oor jou voel en wat ek van jou dink nie. En as Israel dan wonder, hoekom die Here so oor hulle dink en so teenoor hulle optree, kom hy en hy gee 2 baie belangrike goed vir hulle, om hulle te herinner hoekom hy so met hulle praat. Die eerste een is in 'n sekere sin 'n algemene waarheid. As hy kom sê, ek het jou geskep, ek het jou gemaak, jy is myne, ek het jou gevorm, ek het jou aan mekaar gesit. En dan in die tweede plek, baie meer direk, kom sê hy vir Israel, ek het jou uit Egipte bevry. Ek het jou gered. Ek het jou verlos. Ek het jou gelei. Ek het jou beskerm. Ek het vir jou gegee wat ek beloof het. Ek het jou geroep om aan my getrou te bly, om my volk te wees. En al moet jy deur moeilike omstandighede gaan, al bedreig die mees vernietigende kragte jou lewe en jou bestaan, dan gebruik hy water en vuur, wat waarskynlik van die kragtigste natuurelemente is. En hy sê,
Maar moenie bekommerd wees, dit gaan jou nie wegspoel nie. Dit gaan jou nie brand nie, want ek is met jou. Net so 'n bietjie agtergrond in 'n sekere sin vanoggend vir dit waarby ek graag wil uitkom. Want sien in 'n sekere sin, liewe familie en vriende, is vandag nie anders nie. Vandag kom sê die Here vir elke een van julle en vir elke een van ons wat hier is. Ek het jou gevorm. Ek het jou geskep. Ek het jou gemaak. Ek het jou gered. Ek het jou verlos. En belangriker nog, ek ken jou naam. Ek roep jou op jou naam. Jy is die kroon op my hoof. As ons dan vandag afskeid neem van 'n liewe ma, 'n wonderlike ouma, 'n dierbare vriendin, van Tannie Elbie, is hierdie woorde vir ons ook 'n wonderlike stuk troos. Ek het net nou daar by die doopvond gestaan om juis iets van hierdie teks op 'n praktiese, sigbare manier duidelik te maak, want reeds in haar doop het die Here vir Tannie Elbie gesê, jy is myne. Het haar op die naam geken. Het hy vir haar gesê, ek is vir jou lief, en ek sal vir jou lief wees deur die ganse bestaan van jou lewe. En om dit te bewys het hy uiteindelik vir Jesus Christus, sy eie seun, ook vir haar en elke een van ons gegee, in ons plek, sodat ons in 'n noue, liefdevolle verhouding met hom kon leef. Hy het haar deur en deur geken. Hy het haar op haar naam geroep. Wat vir my van Tannie Elbie uitstaan, het ek veral weer in die hospitaal, die kere wat ek daar was, oor en oor by haar gehoor. Sy het elke keer as ons rustig gesels het oor 'n klomp goed, dan vir my op die ou einde gesê, Dominee, my lewe is in die hand van die Here. Ek vertrou op hom alleen. Dit was amper soos 'n lese wat sy oor en oor herhaal het. Selfs daardie een Saterdag, toe jy ook daar was, toe ek by haar gekom het net na die operasie. Selfs in haar moedeloosheid daai dag en in haar frustrasie, dat sy vir so lank al in daai bed moes lê en soveel pyn ervaar het sy op die ou end nog steeds die belydenis gehad. Ek vertrou op die Here. Ook hierdie sal uiteindelik verbygaan. Toe sy deur die waters en die vuur van haar lewe moes gaan, was die Here, soos hy beloof het, ook daar by haar. Het haar deur die laaste ure en dae van haar lewe haar gedra. En kan elke een van ons wat hier so sit, en veral julle as familie, daarvan getuig en met sekerheid weet, vriende, sy is by die Here. En julle wat nog meer,
Die Here kom herinner ons vanmôre daaraan. Sy is vir hom kosbaar. Hy het haar met 'n oneindige liefde lief. Sy is die kroon van sy hoof. Hoor mooi, ek gebruik nie die verlede tyd nie. Ek gebruik die teenwoordige tyd. Want dis nou ook waar. Vandag nog. Julle emosies, ons emosies, ry dalk vandag 'n wipplak, op en af. Aan die een kant is ons dankbaar vir die lewe wat ons vier, vir die vreugde wat aan die LB in elke een se lewe gebring het as 'n ma, as 'n ouma, as 'n vriendin. Ons is bly dat sy nie deur 'n klomp pyn nog verder moes gaan nie. Ons sou dit graag anders wou hê. Ons sou graag wou hê dat sy moes gesond word en hier kon wees, saam met ons nog. Ons sit hier so met hartseer in ons harte en is vol verlange na die mens wat sy was, en ons wens, ons kon net daarom nog een keer dalk haar vashou. En vir sê, ons is lief vir jou. Ons is dalk kwaad. Kwaad vir onsself, kwaad vir die Here, dis oukei. Dit mag maar wees. Kwaad vir dokters, kwaad sommer net omdat kwaad is. Dis ook oukei. Hou sit dalk met 'n klompie skuldgevoelens. Dalk moes ek meer gebel het. Dalk moes ek meer gereeld gekuier het. Dalk moes ek, so sou ons kon aangaan. Dalk is dit al die emosies wat deur julle ook gaan vanoggend. Maar hierdie teks vertel nie net vir ons hoe die Here oor Tannie Elbie gevoel het nie. Hierdie teks kom vertel ook vir ons hoe die Here oor elke een van julle voel. En elke een van ons wat hier sit vanmôre. Die Here sê, jy is vir my kosbaar. Maak nie saak hoe jou emosies nou in jou wipplank ry en watter emosies jy ervaar en beleef nie. Jy is vir my kosbaar. Ek is vir jou lief. Met 'n liefde wat geen einde of perk het nie. Jy is die kroon van my hoof. Alles wat ek jou beloof het, sal ek vir jou gee. Jy sal my vrede uiteindelik ervaar en beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil graag by naam vanoggend vir Doreta, vir Hendrik, Alet, Charlene, Lisel, Via, Richard, Sunita, Stian, Marcel en Natasha aan u kom opdra. Ook die skoonkinders, ook die ander familie en vriende wat hier is. En ek wil vra, Here, dat u vir hulle troos sal bring. Dat u vir hulle die vrede wat alle verstand te bowe gaan in die dae en weke en maande wat kom sal bring. Dat u, Here Jesus, hulle keer op keer
van die waarheid sal verseker dat hulle vir u kosbaar is, dat u hulle liefhet, dat hulle die kroon van u hoof is. Ek bid dit, Here, in Jesus naam alleen. Amen. Doreta en Fia, ek wil vir julle geleentheid gee om huldeblyk en bedankings te kom doen. Julle is welkom, hier is 'n mikrofoon hier voor by die kateder en hy is aan. Tot baie van julle wat vandag hier sit, ons albei 'n vriendin, 'n niggie, 'n ma, wat vir my was sy moeder. Ons se kom, wat ons familie by mekaar hou. Sy was altyd ekstra opgebore, Kersfees, met die hele familie saam te hê. Dankie almal, alles wat die vir ons was, en vir die liefde waarmee jy ons altyd opbring. Op een of ander manier, die albei verskil en altyd van ons lewens gemaak. Dis hoekom jy vandag hier is. Om op te eer, om ons te onthou, en om die mooie lewe wat sy geleef het te vier. Baie dankie dat jy hier is. Jou teenwoordigheid beteken vir ons meer as wat woorde kan sê. Ek dank die Here dat ek my ouma en oupa kon ken, en ek berus daarin dat hulle altyd my lewe is. Sy goeie geloof met ons kinders en kinders doen. Ek lees weer 'n opsomming van elkeen van ons kinders en kinders se laaste boodskap aan hulle ma. Ma, ouma, Elkie, vandag moet ons niets doen wat ons wil as goed doen. Maar geen tyd saam met jou sal goed genoeg wees nie. Sinteloos van hart en persoonlik gevoel. Die vreugde dat ons weet waar jy vandag is. Saam met pa, Gerard. Ons almal soveel meer as ook meer gesprek. Grappie, kuier en drukkie met jou uitloop. As ons nog 'n kans wat jy wil leer nie te kan vraag. Selfs kinders vir die volgende is. Dit was 'n voorreg om ons te kon wees. Selfs op ons die heel slegste, sy moeders 'n vers van wees, van vrou wat jy was. Baie dankie vir die vrou wat jy ons basis uit was. Dit is die grootste in my lewe. Ek sê seën oor my maat. Lieve ma. Dankie vir die wonderlike maak die vrou wat jy was. Dit is my altyd buite. Is sag, gewaarnis. 'n vrou van geloof en ma vir ma. Maar die was my moederlike kompas, so geduld, liefde en die omgee, sal altyd buite. Julle gees natuurlijk die wegleeg, maar vir ons het altyd voortleef, nie gemis word. Is sag en levendig. Liefste maat, ek sal maar altyd onthou die sterk, maar ook sag die vrou wat nog was. Ek gaan ons skouers blynis.
asof er altyd vashou aan al die mooie dinge. Dankie ouma, dat jy my geleer het om altyd kan lag, en 'n glimlach te dra, dat daar altyd plek is vir ou soederetjie, en dat die vrou baie sag en sterk kan wees. Meeste van alles, elke dag ouma's geleer het van liefde, jy altyd liefde wees ons almal, maak nie saak wat nie. Ek is net so oneindig en vrou nog. Ek gaan ouma mis. Ons dra herinnering in ons harte, en elke glimlach, elke stuk, elke spesiale oomblik sal er naby hou. Dis sag gemaak, liefde en bevruchting staan. Liewe ouma, ons gaan ouma baie mis. Ek kon nie dankie sê vir die persoon dat ouma was, en dat ouma daar was vir ons. Ons het ouma vir ewig lief altyd in ons hart. Mom, ouma, Ellie, dankie dat jy nie 'n enkele slegte herinnering agterlos nie. Net liefde bly oor. Dis 'n voorreg om onsself vir kinders en kleintjies te kan. Ons ook sy was ons oorhou, tot ziens vandaag. Ons lewens van almal en ons Ek het groot herinneringe. Baie dankie aan die Heilige gebruik van die sien. Baie dankie aan Fransjo vir die speel van Borrel. Florida, wat help in my lewens. Sy het die spesiale behandeling gemaak. Dit was 'n lange maas sy het baie persoonlike behandeling gemaak. En ook heel volsjaam. Baie dankie dat jy vandag gedien het. Die oorlog in die aarde bestaan, gaan jy in werk. Baie dankie vir al die vele besoeke in my lewensverhaal. Ek weet vir 'n feit, weet nie gedoen hoe dit deel van my werk is. Of dat ek ons kan doen. Maar jy het gedoen met die daar, wees my ma, die verhaal van ons. Die nieuwe, non-scare. Hoe ik het ooit was, met het was. En spijtelijker, until we could be there. Thank you very much. Special thanks to Sarah, special therapist in the Vegas Hospital. I know your heart is distracted, it's me hard to tell. I'm all in bewoners van die verkoopings. Baie dankie vir die omgee, en vir al die gebede. Die laaste 6 jaar van my ma se lewe was vol, en gelukkig saam met julle. Ek weet sy was so baie geliefd gewees. En ek moet sê, elke dag in die hospitaal al sy goed hier maak. Dus sy telke morgen iemand verjaar en leiding. So dat was elke dag begin in die hospitaal. Baie dankie ook aan die verpligting van die verkoopings weer leiden. En ondersteuning die afgelope maand. Spesiale dankie aan Suster Arbei op die groepie, maar enige plek van dag na. Baie dankie aan elke persoon wat die dagsdienst goed bywoon, ons familie te ondersteun, en ons gesprek aan my woord te doen. Baie dankie vir elke persoon se oproep, boodskap, WhatsApp, gesprek, dit het ons gedra in die afgelope maand. Spesiale dank aan die brein en woordsfamilie aan die is ondersteun. Sorg jy dit regtig opreg. En verder meer as jare se ondersteuning en ons is altyd op. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie. Spesiale dank aan my broer. Vir die is daar om graag geleerdheid die ervaring te stel. Baie dankie aan die boek die Angus, wat om my gestaan het, die ondersteuning, die asseblief ons opreg het aan al die werkers. Net vir die rede of het die afgelopen ons waardeer opreg.
Baas ons dan en ook die begrafenis van die members en al die personeel vir die baie diens en ondersteuning. Alle Here in die Here se volk, die goed neergens. Dankie Via en dankie Doretta. Dit is moeilik, dit is nie maklik nie. Dit vat brawe mense om hier voor te kom staan. Dankie. Vriende, voordat ons die slotlied sing, herinner ek hier net daaraan dat jy na die tyd hier net langsaan 'n eetdingetjie, 'n drinkdingetjie saam met die familie kan kom geniet. Almal is genooi en is baie welkom. Kom ons staan, dan sluit ons af met die oorwinningslied. Almal van die Heer, die allerhoogste wat in liefde sy koninkryk regeer. De proewe aan die einde, op die wolke kom hy weer, is koning hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Sy skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom neem nou in die lied, hef jou hand nog hoog, blaas basyne, slaan op tromme, kom dans voor God se oor. Leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan met sy teenwoordigheid hier vandaan. Die Here sal julle seën en die Here sal julle genadig wees. Die Here sal julle beskerm en die Here sal tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor en die Here sal aan julle sy vrede gee. Amen.